Daar sê, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat ons weet dat U aan 'n kruis gesterf het vir elkeen van ons. Here, maak nie saak wat ons gedoen het nie. U is daar vir ons. My gebed is, Here, dat U nou saam met ons sal wees, Heilige Gees, laat U met elkeen van ons vanoggend sal praat. Here, ons het ons jaarlikse memorial service. Ons dink aan die wat vooruit gegaan het. Maar Here, wat belangriker is dat ons wie agterbly. Here, my gebed vanoggend is dat elkeen van ons wat na hierdie woord luister, Here, laat ons in 'n lewende verhouding met U sal kom. Seën vanoggend se diens. Seën my lippe. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom by vandag se diens, by die jaarlikse memorial diens. En wat ek gebid het op die einde is dat elkeen van ons in 'n lewende verhouding met God sal kom. Ek het vanoggend, voordat ons ingekom het met die diens, het ek gebid saam met die musiekspan. En ek het gesê, daar's 'n verskil om in 'n verhouding met die Here te wees en in 'n lewende verhouding met die Here te wees. Want julle sien, as ons net in 'n verhouding is, dan is dit maar net soos elke dag. Maar wanneer ek en jy in 'n lewende verhouding met God is, dan moet ek en jy verander, my boetie en sissa. We have to. En jy sien, dit is miskien hoekom baie van ons versigtig is, dat ons nie in 'n lewende verhouding met God wil kom nie, want ek en jy is nie bereid om te verander nie. Is dit nie so nie? Want wat gaan my pelle van my dink? Wat gaan my vrou of my man van my dink? Wat gaan die mense om my dink? Jy sien, en weer eens gaan dit oor keuses. Die keuse wat ek en jy uitoefen. Wie wil ek impress? Julle sien, en ek het op 'n stadium gekom wat ek nie een van julle wil impress nie. En hoor dit mooi, ek sê dit nie sarkasties nie, ek bedoel dit nie lelik nie. I don't even want to impress God. I want to be in a living relationship with God. Jy sien, want impress kan ek netjies 'n kleertjies aantrek en ek kan hierdie dinge en ek kan hierdie goedjies en soos wat hulle sê, jy kan netjies ons kan jou netjies aantrek en ons kan jou kerk toe vat. Is dit nie 'n spreekwoord ergens nie? Waar is die onderwysers? Rikus, was daar nie so 'n spreekwoord nie of daar's iets gewees? Ons kan jou nie eens ordentlik aantrek want ons kan jou nie kerk toe vat of so iets nie. My pa het altyd vir my gesê toe ek was altyd man, I was always a rebel. Ek het die snaakste klere aangehad, my hare was die snaakste gewees. Let's stop it there. Otherwise I'm going to give away too much of myself. You see, I was always that person because I always wanted to fit in with the wrong crowd. So I tried to impress them. Maar vandag wil ek in 'n lewende verhouding met God wees. En ek weet nie eens hoekom ek dit gesê het nie, en dis nie eers hier geskryf nie. But I just felt God placed it on my heart so that I can share it with you. Because we have time. These names that are on this board, it is past. Dis verby. Hulle kan niks maak nie. Wel, ek het laasweek met julle gedeel oor die onderwerp, waaraan dink jy? En die skrifgedeelte het ons gevind in Jeremia 29 vers 11. En ek het gedeel dat daar daagliks duisende gedagtes deur ons hoofde hardloop. Ons gedagtes word beïnvloed deur familie, vriende, media, Facebook. En daar's 'n klomp wat toe ek Facebook noem, toe, man, you should have seen what was happening. Advertensieborde. En ek het ook genoem dat ons nie positiewe en negatiewe gedagtes terselfdertyd kan hê nie. Ons is nie so saamgestel, so gemaak nie. We can only have negative or positive thoughts. We can't have them together. Ek het gedeel en ek het gesê dat al is dit wat ons laasweek saamvat, al is dit wat die enigste ding, is dit die belangrikste. En dit is om te verander waar ek myself vandag bevind.
verg dat ek my denkpatroon moet verander. Om te verander waar ek myself vandag bevind, verg dat ek my denkpatroon moet verander. Jy sien, en hierdie is so maklik, want as iets negatiefs gebeur, en Herman, ek gaan op jou pik nou, kan ek maar. Right. Vanoggend, memorialdiens, baie van ons het met die bikes gekom, baie het nie met die bikes gekom nie, rondom sekere dinge. Herman en Erika stop hier so, toe hy van die bike afklim, toe hoor hy, toe hy 'n spyker getrap met die agterwiel. En hy ry en hy vat sy bike huis toe, want anders moes hy hom stoot. Ry van die bike huis toe en kom met die kar. En net voor ek hulle los daar so sê, man, ek was so opgewonde vanoggend, totdat ek gehoor het, en nou is ek heeltemal down. En niks leliks nie. Julle ken my goed genoeg, ek point nie en ek noem dit nie. Maar jy sien 'n klein dingetjie wat gebeur het, 'n klein spyker het sy manier van verwagting vandag verander. I was excited, but I'm not excited anymore. Praat ek waar? Jy sien, en dis wat God nie wil hê ons moet wees nie. God wil nie hê dat daai klein dingetjie jou so moet impakteer dat jy nie meer uitsien nie. Because certain things happen because of certain reasons. Die Here kon jou vandag beskerm het van 'n motorfietsongeluk. Want as jy nie 'n papwiel gehad het nie, het jy gery en who knows what was the rest of your day planned. Jy sien, maar ek sien die negatiewe, daar's 'n spyker, ek kan nou nie meer saam met julle ry na die Shell Hole toe, na die Moth Club toe, na die diens met die motorfiets nie, ek moet nou met die kar ry. Maar het ek al ooit gedink dat die Here my miskien beskerm? Kom ons wees eerlik met mekaar. Jy sien, ons is so maklik om die negatiewe raak te sien. Hallo? Maar vandag wil ek deel oor, hoe wil jy onthou word? En ek het daai prentjie het ons daar gesit en as ek vandag 'n onderwerp sou gee, hoe wil jy onthou word? En vandag se skrifgedeelte wat ons gaan lees is 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 en nog nie hier stel, hy gaan nog kom. As ek julle vanoggend die vraag vra, hoe wil jy onthou word? Wat sal julle antwoorde aan my wees? Hoe wil jy onthou word? En ek weet dat baie se antwoorde miskien dieselfde gaan wees. Miskien gaan 'n ander antwoord hê. Maar dink 'n bietjie daaraan. Hoe wil jy graag onthou word? Enige iemand iets vinnig? Verskil maak in iemand anders se lewe. Dis hoe Doreen onthou wil word. Dat sy 'n verskil gemaak het in iemand anders se lewe. Kan ek vra as enige een van julle wat onthou wil word as 'n rebel? Nie meer nie, ja, Jerry. Nie meer nie. Ja. Trap ek vandag 'n bietjie diep. Ja. Do you want to be known as the one that is different? I want to be known as the one that is different. For Jesus, thank you very much. Jy sien, wat sal mense van jou sê? Of wat hoop jy gaan mense van jou sê? Jy sien, op elke begrafnis wat ek al gehou het, en ek het al 'n paar gehou, het almal altyd die mooiste dinge te sê gehad oor die persoon wat begrawe word. Rikus, ek dink nie jy het al 'n begrafnis gehou nie, nê? Jy het nie. Jerry, jy het al 'n paar, Doreen, glo jy het al 'n paar. Was daar ooit 'n plek waar mense gesê het, daai persoon wat daar so lê of hierso is of so iets? Dit gebeur nie.
Kan ek weer eens sê is, en hoor my mooi asseblief, ek loop 'n reguit pad. Ons is baie skynheilig as ons hier in die kerk kom, en wil ons niks sê nie, maar daar buite dan sê ons, hey, daai ou, of daai tannie, sy was rof gewees. Maar hier as ons hier sit, dan sit ons met die vroom gesiggies. Tannie Bertha, ja, dit is so. Dit is so. As ons hier sit, dan praat ons net goeie dinge, maar as ons uitstap, dan sê ons, ja, daai ou. Maar dan sit ons hier met 'n vroom gesiggie. Nee, ons sal hom onthou. Come on, people. Dis tyd om ernstig en eerlik met mekaar te raak. En dan het ek hier geskryf ook, hoe sal mense jou lewe saamvat? Oh, Brett, man, he was a party animal. He was always the person that made the difference on every party, on every job. Het hy uitgestaan. Man, hy was hierdie. Come on. Praat ek net met myself vanoggend of praat ek met iemand van julle? Dan kom ek na die volgende vraag toe. Ek weet nie of julle begrawe wil word, of wil julle veras word, as julle sterf nie. Jy sien, elkeen van ons het ons eie keuse. Elkeen van ons het ons eie besluite. En julle weet, ek het my hart met julle gedeel. Ek en Yvonne het dit tot in ons testament gesit. Geen begrafnis vir Brett nie, geen begrafnis vir Yvonne nie. Ons wil elkeen veras word en my as vat jy en jy maak daarmee wat jy wil. I'm not even there to see what happens. I'm not even there to worry what happens. Onthou my soos wat ek is vandag. Amen. Jy sien, dit is vir elkeen van ons 'n persoonlike keuse. Maar weer eens, wat gaan op jou grafsteen staan? Wat gaan op jou plaatjie staan as jy veras word? Hier lê Brett England, die smartste pa en die smartste mens wat hy kon wees. Ek weet nie eers wat is op plaatjies of. Hier lê die pa van 2 wonderlike seuns. Geliefde van Yvonne England. Ja. Paulus kom en skryf vir ons 'n brief uit die tronk uit, waar hy weet dat hy nie lewendig daar gaan uitkom nie. Hy kyk terug op sy lewe saam met Jesus, en hy kyk vorentoe na wat gaan gebeur nadat hy dood is. Hy skryf vir ons in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 in die NLV die volgende. Dankie stel. Wat my betref, word my lewe alreeds uitgegiet as 'n offer aan God. Die tyd van my dood is op hande. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi en ek het gelowig gebly. En nou wag die prys vir my, die laurierkrans vir 'n lewe in gehoorsaamheid, wat die Here, die regverdige beoordelaar, my sal gee op die groot dag van sy terugkeer. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. Hoor mooi hierdie woorde wat ek nou aan elkeen van julle gaan voorhou. In order to die well, you have to finish well. Kan ek dit weer sê? In order to die well, we need to, or you need to, finish well. Maak dit vir julle sens? Jy sien, ek wil soos Paulus wees. Ek wil weet, en ek weet dit. Ek hoef nie eens te twyfel daaroor nie. Want God se woord sê vir my, as ek hom aangeneem het as saligmaker en verlosser, weet ek dat ek hemel toe gaan. I know it. En ek hoef nie bekommerd te wees hoe ek gaan doodgaan, wanneer ek gaan doodgaan. But I want to finish strong. En dis miskien hoekom dit vir my so belangrik is in vandag se tye, dat dit vir my al hoe moeiliker raak om die woord te bring, because I'm going to touch, nee, kom ek stel dit so, I'm going to make so many people angry, that they're going to say, het jy gehoor wat het daai pastoortjie gesê? Of het jy gehoor wat het Brett gesê?
Maar weet jy wat, as ek dit nie vir jou gaan sê nie, gaan die Here my kwaadlik neem. I'm going to be judged. And not by you. I'm going to be judged by Jesus. Jy sien, wanneer ons atlete neem, is daar mos 'n verskil van 'n sprintreis na 'n marathon. Ek weet die stel doen marathonne, sy hardloop, ek dink hulle het gister weer wat ek raak gesien het, hy 21 kilo gedoen. Well done sis, 21 times around my house is even too much for me at this stage. Maar sy hardloop lang afstande. Ek weet nie vir die res van julle wat of julle draf of so iets nie. Ek doen nog so iets. Nog so iets. Dankie Jerry, want ek is daarso op daai nog so iets. Jy sien 'n sprintatleet is mos goed in kort afstande, maar 'n marathonatleet is beter in lang afstande. Vir elkeen van julle wat julle wedloop begin. En my boetie en my sussie, elke een van ons, die sprintatleet, die marathonatleet en ons wat die ander so doen. Vir elkeen van ons is daar 'n wedloop. Daar's 'n begin en daar's 'n einde. Kan ek sê dat daar vir ons almal, en ek het hier geskryf, almal 'n finish line is. Vir party van ons is dit 50 jaar oud. Vir ander is dit 80 en ek kan aanhou. Vir ander is dit baie jonger. Hebreërs 9 vers 27 in die 53 vertaling sê vir ons: en net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Jy sien, ek en jy gaan geoordeel word. Ek en jy gaan nie 2 keer doodgaan nie. Ons word gebore. Daar's 'n begin van ons wedloop en dan is daar 'n einde. En kan ek sê dat ek en jy, hoor mooi, ek en jy het 'n afspraak met die dood. Elkeen van ons. Elkeen van ons wat vandag hier sit, elkeen van ons wat luister op YouTube, elkeen van ons wat luister op Facebook, elkeen wat gaan luister op WhatsApp, elke een van ons het 'n afspraak met die dood. That's reality. En ek het hier geskryf ook, dit is een afspraak wat ek en jy nie kan mis nie. Jy sien, in vandag se tyd is dit so maklik om 'n afspraak te mis rondom sekere dinge. Maar dat ek en jy eendag gaan sterf, is 'n afspraak wat ek en jy definitief nie gaan mis nie. En dit is ook 'n afspraak wat ek en jy nie kan uitstel nie. Jy sien, soos Paulus sy tyd genader het, het hy 'n paar afleidings gemaak van sy lewe. En wat volgende sou gebeur. 3 vrae wat ek aan julle wil voorhou vanoggend. Die eerste een, wat se vertrek of departure sal jy hê? Die eerste punt is, wat se vertrek sal jy hê? Wanneer ons kyk na Paulus se teks, sien ons dat Paulus sê, hy is reg. Hy is reg om dood te gaan. As ek jou vanoggend vra, is jy reg om dood te gaan? Wat gaan julle antwoorde wees? O, nee Brett, ek moet eers so en so maak, ek moet eers dit doen, ek moet eers dit doen, ek moet eers dit doen. Kom. Kan ek julle almal in die oë kyk vanoggend en sê, I am right. I am right. Even though I still want to carry on. If God comes and takes me, I am right. Paulus het geweet dat hy op death row sit en dat hy nooit vrygelaat sal word nie. Dit was Paulus se manier om te sê, moenie oor my treur nie, Timoteus. Weet dit, ek gaan sterf met 'n glimlag op my gesig. Kan julle dit sê? Ek weet nie hoe ek gaan doodgaan nie. I don't know it. En ek het dit al gesê voorheen, dat die Here, man, we serve an awesome God. Because God keeps it so quiet. How we are going to pass away. Hoe ek en jy sou gaan sterf. Want jy weet, as ons dit geweet het, it would worry you each and every second of your life. Jy sien, Paulus het gesê, ek gaan sterf met 'n glimlag op my gesig. Paulus het alreeds alles vir Jesus gegee. Die enigste ding wat oor was sy lewe. Die tweede een, wat 'n legacy sal jy agterlaat? In vandag se tyd, as ek jou vra, onthou julle vir Elvis? Ek glo ons is op 'n, wie ken nie vir Elvis nie? Elvis Presley.
Ek wou nog gisterand gaan kyk het, wat was sy beste of sy grootste hit? Blue Suede Shoes of Amazing Grace. Amazing Grace. Right. Ons almal ken Elvis, né? Right? Jy sien, wanneer ons kyk na die toere na sy woning Graceland, sien ons dat daar nog op 'n daaglikse basis honderde mense sy woning besoek. Of hy goed gedoen het of hy sleg gedoen het, maak nie saak nie. Die mense gaan kyk na sy lewe. Weer eens kom ek op die vraag af. Wat is jou legacy? Die mense onthou nie die verkeerde nie. Kan ek dit weer sê? Die mense onthou nie die verkeerde nie. Die mense onthou altyd die goeie. Gaan ons wag tot dae soos vandag wat ons almal gaan onthou? Wat gaan mense oor jou sê die dag wanneer jy tot sterwe kom? As julle vandag vir my sê, ek weet nie, hoor mooi, as julle vandag vir my sê, ek weet nie wat die mense oor my gaan sê nie, sê ek vir julle, jy het nog kans vandag om te verander. You've got chance today, so that people will know you as a God-fearing, a God-loving person, and for placing God always first in your life. Dit is die belangrikste. Paulus sê vir ons dat sy lewe nie maklik was nie, maar dat dit wat hy gedoen het die moeite werd was. Jy sien, dit was nie maklik nie, en ek kan julle tot vandag toe sê, dit is nie maklik om 'n pad saam met God te stap nie. Want nêrens in God se woord sê dit, as jy Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, dat dit maklik gaan wees nie. Nêrens nie. En as 'n pastoor en 'n dominee dit vir jou gesê het, dat dit maklik gaan wees, sê ek nou vir jou, hulle lieg. Want jy sien, die groot ding is net, ons wil nie verander nie, want wat gaan die mense van my sê? I don't have a problem what the people say about me. I have a problem what God says about me. And that is who we are all supposed to be. Ekskuus vir die baie Engels, maar dis my beste manier om myself uit te druk vanoggend. Sien, Paulus sê ook vir ons dat hy sy geloof in die Here behou het. Al was die wêreld teen hom, het Paulus net gefokus op die Here. In ons teksvers sien ons dat Paulus die dood in die gesig staar. Hy sê ek is gereed. Hy kyk terug op sy lewe in die moeilike tye wat hy deurgemaak het. En hy sê dat dit die moeite werd was. En ek sê vandag vir julle, as ek terugkyk na my lewe, sê ek dit wat ek vandag doen en die moeilikheid wat ek deurgegaan het, die moeite werd was, want dit het my 'n beter mens gemaak en dit het my nader aan die Here gebring. Amen. Ek het my hart met julle gedeel. Op ouderdom 18 jaar het ek my pa se 9-mil gevat en teen my kop gedruk om my eie lewe te neem. 18 jaar oud, nee ek lieg, ek was 17 jaar oud, ek het 18 geword in die polisie. Ek was 17 jaar oud, toe sit ek met 'n 9-mil teen my kop. So far away I was from God, and I was prepared to take my own life. You see, it's never too late. It's never too late. Ek het 'n 9-mil gevat en ek het hom gaan bære in die kluis. En Brett, het jy toe 'n soet seentjie geword? No, I even got worse. I even got worse. Tot een aand op 'n rally, op 'n Rhino rally, toe ek en my grootbroer mekaar so in die oë gelê het en gesê het, as ons nie ons lewens nou verander nie, gaan ons nooit sien dat ons kinders groot word nie. Ek het nie eens kinders gehad nie. Wil dat ons, die Here het nooit, en ek het dit met julle gedeel, die Here het nooit my toegelaat om my eie bike te hê, toe ek gedrink het nie, want ek geweet. En ek was altyd alleen gewees. En ons het 'n bordjie gehad, Hans en die rooi nek, ek is die rooi nek. Hans was daar, hy het 'n Goldwing gery. Nou ry ons rallies toe, en kom ons van rallies af, dan sê hy vir my, rooi nek, as ek my voete uitsit, dan moet jy weet, ek het uitgepaas, of ek het, want hy het floutes gekry, ek weet nie, dan moes hy gaan sit,
sê vir my, Royne, as ek my voete uitgooi, dan weet jy moet joune uitgooi, dan moet jy ons maar net stabiliseer, laat ons net ordentlik na die sagte plekke toe gaan. En in 'n tent, sê die Here vir ons, you need to change. En daar het ek en hy 'n keuse gemaak, 23 jaar terug. And it was the best choice I've ever made. The second best was to marry my wife, Yvonne. Jy sien, dit was die moeite werd. En dan kyk Paulus uit na die toekoms en sê, ek kan nie wag nie. Kan ek en jy dieselfde sê? Kan ek en jy sê dat ek en jy nie kan wag om die Here te ontmoet nie? Die derde een, wat se reward is daar vir jou? As ek jou vra, wat se reward wag vir jou? In 2 Timoteus 4 vers 8 in die boodskap Bybel sê Paulus vir ons, God sal vir my die prys gee, wat sal sê dat my saak met hom heeltemal reg is. En wanneer God besluit om die prysuitdeling te hou, sal die Here wat die pryse regverdig sal uitdeel, vir my prys gee. Nie net ek sal 'n prys kry nie, maar almal wat daarna uitsien dat Christus Jesus weer moet kom. Paulus sal sy kroon direk van Jesus ontvang, sy saligmaker en verlosser. Jy sien, God sal dit uitgee as die regverdige. Johannes 14 vers 3 sê vir ons in die NLV, en as ek gegaan en vir Here 'n plek ingerig het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En hierdie is Jesus se woorde aan elke een van ons vandag. Elkeen van ons wat Jesus as saligmaker en verlosser aangeneem het. You seen those that didn't accept Jesus as Savior. Man, I don't know where you're going, but you're not going to the same place that I am going, and those that have accepted Jesus Christ. En dit is die grootste reward ooit. Daar's niks wat dit kan top nie. Niks. Ek wil 'n verhaal met julle deel, en dit is 'n ware verhaal. 'n Golfer met die naam van Paul Azinger was op die top van sy spel. Hy is in 1987 benoem as die PGA speler van die jaar. 6 jaar later het hy die PGA kampioenskap gewen. Op die ouderdom van 33 het hy al reeds 10 groot toernooie gewen. En die volgende jaar is Paul Azinger met kanker gediagnoseer. Hy skryf dat daar 'n vrees oor hom gekom het. Hy kon sterf weens hierdie kanker. En hy besef toe ook, wel ek gaan in elk geval sterf. Of dit nou van die kanker is, of van iets anderste. Hy gaan wel sterf. So het hy toe geen belangstelling meer in sy golf gehad nie. Maar Paul Azinger onthou toe 'n ding wat Larry Moody was 'n pastoor of 'n dominee wat gewerk het tussen die golfers op hierdie groot toernooie. En hy onthou toe wat die Larry vir hom gesê het. Hy het vir hom gesê, Zinger, we are not in the land of the living, going to the land of the dying. Hoor mooi. We are not in the land of the living, going to the land of the dying. We are in the land of the dying, trying to get to the land of the living. Kan ek dit weer sê? We are not in the land of the living, going to the land of the dying. We are in the land of the dying, trying to get to the land of the living. Zinger het toe kanker verslaan en hy het baie toernooie gewen en 'n klomp geld gemaak. Maar hy het dit so gestel, sy eie woorde. I have made a lot of money and I've won a lot of tournaments, but that happiness is always temporary. Verstaan julle? Tydelik. Al die dinge, al die goed wat ons bymekaar maak, selfs die H2R wat ek wil hê as ek hom het, is tydelik. I can't take it with me. Ek het vanoggend vir Nita gevra of sy nog baie kry, toe sê sy nee, haar gesondheid laat nie toe nie. My gesondheid is belangriker as die plesiertjie in my lewe. Nita, I want to honor you. I want to honor you for respecting God, for taking that decision. You see, I've made a lot of money and I've won a lot of tournaments, but that happiness is always temporary.
The only way I have found true contentment is in my personal relationship with Jesus Christ. I'm not saying that nothing ever bothers me, and I don't have any problems. But now I found the answer to the 6-foot hole. Jy sien van 'n golfer. My boeta, ek en jy het die keuse vandag om daardie antwoord te kry. Ek wil graag afsluit met die volgende. Die woord van die Here sê vir ons die volgende: hou aan om te beklei. Nie beklei die lelike dinge nie. Fight the good fight. Die woord sê vir ons, fight the good fight. Hou aan beklei vir dit wat reg is in God se oë. Hou aan draf, stel. Elkeen van ons wat ander goed doen ook, so dinge op die sprintreis of daai. Hou aan om dit te doen. Hou aan glo. My boeta, my sussie, moenie moed verloor nie, asseblief. Keep believing. Want die beste is nog op pad. You and I have not yet seen the best. Dit is nie meer lank nie. Net nog 'n bietjie tot wanneer Jesus weer sal terugkeer en ons hom persoonlik sal ontmoet. Hou aan met jou geloof. Hou aan glo en staan sterk. You know what? It takes a lot to stay strong. It takes a lot. It takes a lot. Elkeen van ons, ek en Jerry het vanoggend ook gepraat. Elkeen van ons, elkeen van ons het moeilikheid. Amen. Of is dit net 'n paar van ons? Elkeen van ons het dinge. Ek en Yvonne het laasweek toe praat ons, as ek my pakkie in die lug gooi, kies ek weer my eie pakkie om te vang. You know what? Because other people's packets have got more problems than what I've got. Maar die myn ding, die groot ding. Die groot ding is dat ek en jy se tyd op aarde baie naby klaar is. Ek het hier geskryf ook, mag jy so gewortel wees in Jesus, dat ek en jy kan sê, soos Paulus in 2 Timoteus 4 vers 7 in NLV, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, en ek het gelowig gebly. If these can say it, I can't answer you. Ek het al begrafnisse, ek het al dienste gehou waar ek die persoon glad nie geken het nie. En ek het gegaan op wat die mense van daardie persoon sê, of die persoon 'n pad gestap het met die Here of nie. Kan ek vra? En it might sound, ek weet nie wat is die regte woord nie. Might sound voorbarig. Ja, as die mense hierdie woord luister, dan gaan hulle vir my sê, "Jo, Engelsman." Ja, bietjie hierso en daarso. Maar dit mag voorbarig klink. Kan ek julle vra dat julle vandag 'n keuse sal maak, dat julle sal besluit dat julle Jesus, wat nog nie Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, dat jy wil do it. Laat jy die goeie stryd sal stry. Laat jy my nie in 'n moeilike situasie sal plaas, hier waar ek jou begrafnis moet hou en sê, ek het nie vir Keith geken nie, ek weet nie of Keith die Here geken het nie. Maar waar ek kan dit op 'n begrafnis, jou begrafnis kan sê, I knew Keith, Lord, he walked the road with you. I know, I don't even have to doubt. I know that he is with you. Amen. Dat ek en jy gelowig sal bly. Dat ek en jy in 'n lewende verhouding met ons Vader sal kom. And that is not about me. Ek bid vir julle. Ek bid. Elke liewe dag het ek gesê, laat elkeen van ons in 'n lewende verhouding kom. And that we will always place God first. Our wives or our husbands second, our children next, and then the rest. But that we will live for God, even if it takes what? Kan ek vir julle sê, die dag toe ek Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser, het ek baie pelle verloor. Ek het baie pelle verloor, baie.
maar ek het 'n familie bygekry. Amen. And that's what you will get the day you accept Jesus Christ as Savior. You will lose friends, but you will get a family. A family that sticks together. A family that has your back. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir u woord. Here, my gebed is daar waar ons almal al iemand aan die dood afgestaan het. Here, laat dit ons nie net een keer 'n jaar sal vat om hulle te onthou nie. Maar Here, laat daai memory daar sal wees. Maar Here, laat ons van vandag af aan onsself sal werk. Here, want daar is werk in elkeen van ons. Lord, that we will fight the good fight. Lord, that we will live for you. Lord, that we will make a difference for you. And that will, the day that we pass away, that we will be known as Brett England, a person who did everything for your honor. Each and every one of us, Lord, that our names will be there. Lord, that it will be about you and not about us and not about other people. Be with us. Holy Spirit, change our lives. Help us make that choice, Lord, so that we know that we are going to end up one day in your presence and that you will take us home. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerhande opneem.